Ons ook maar die vrug van die Gees gesing, wat ook 'n Bybelvers is, wat ons so direk sing. Maar kom ons gaan dan na die woord van die Here toe, en ons is weer by Ester. Ons lees weer 'n paar gedeeltes daar, maar ons begin dan by Ester 3. Dit is ook op die bord, Ester 3 vers 1 tot 10, 4 vers 9 tot 14 en 7 vers 9 en 10. Die fokus vanaand dan met hierdie 3 gedeeltes wat ons lees is op Haman. Ons begin daar Ester 3 vanaf vers 1 tot 10. Na hierdie dinge het koning Ahasveros Haman, die seun van Hammedata, die Aggigiet, groot gemaak en hom verhoog en sy setel hoër gestel as die van al die vorste wat by hom was. En al die dienaars van die koning wat in die poort van die koning was, het gebuig en voor Haman neergeval, want so het die koning aangaande hom bevel gegee, maar Mordegai het nie gebuig of neergeval nie. En die dienaars van die koning in die poort van die koning het aan Mordegai gesê, waarom oortree jy die gebod van die koning? En toe hulle hom dit elke dag sê en hy nie na hulle luister nie, het hulle dit aan Haman meegedeel om te sien of die handelwyse van Mordegai sou standhou, want hy het hulle te kenne gegee dat hy 'n Jood was. Toe Haman sien dat Mordegai nie buig en voor hom nie neerval nie, was Haman met woede vervul. Maar hy het dit vir hom te gering geag om die hand aan Mordegai alleen te slaan, want hulle het hom die volk van Mordegai te kenne gegee. Daarom het Haman daarna gesoek om al die Jode wat in die hele koninkryk van Ahasveros was, die volk van Mordegai te verdelg. In die eerste maand, dit is die maand Nisan, in die 12de jaar van koning Ahasveros, het hulle die pur, dit is die lot, voor Haman gewerp vir elke dag. En vir die maand 12 in getal, dit is die maand Adar. Toe sê Haman aan koning Ahasveros, daar is een volk wat verstrooid en afgesonder en tussen die volke in al die provinsies van u koninkryk, en hulle wette is anders as die van enige volk. Ook hou hulle die wette van die koning nie, sodat dit die koning nie pas om hulle te laat begaan nie. As die koning dit goed vind, laat daar dan geskrywe word om hulle te verdelg, en ek sal 10.000 talente silwer afweeg in die hand van die beamptes, om dit by die skatte van die koning te voeg. Toe trek die koning sy seelring van sy hand af en gee dit aan Haman, die seun van Hammedata, die Aggigiet, die teestander van die Jode. Ons slaan dan oor Ester 4 vanaf vers 9 tot 14. Daarop het Hatag ingegaan en die woorde van Mordegai aan Ester meegedeel. Toe sê Ester vir Hatag, terwyl sy hom 'n opdrag gee aan Mordegai, al die dienaars van die koning en die volk van die provinsies van die koning weet dat vir elke man of vrou wat na die koning in die binneste voorhof ingaan, sonder dat hy geroep is, een en dieselfde wat geld, hy moet gedood word, behalwe wanneer die koning sy goue scepter na hom uitsteek dat hy mag lewe. En ek sal 30 dae lank nie geroep om by die koning in te kom nie. En hulle die woorde van Ester aan Mordegai meegedeel. Daarop sê Mordegai dat Ester moes antwoord, verbeel jou nie, dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie. Want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom, maar jy en jou familie sal omkom. En wie weet of jy nie met die oog op 'n tyd soos hierdie tot die koninklike waardigheid geraak het nie. Dan bly ons weer so bietjie aan, en ek wil net, dis nou nie op die bord nie, maar ek wil net 'n gedeelte uit hoofstuk 5 ook lees, hoofstuk 5 vers 10 tot 14. So Ester 5 vers 10 tot 14. Maar Haman het hom bedwing, en toe hy by sy huis kom, laat hy sy vriende en sy vrou Ceres haal, en Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom en van die veelheid van sy seuns en van alles waarin die koning hom groot gemaak het,
en hoe hy hom verhef het bo die vorste en die dienaars van die koning. Verder sê Haman, selfs het koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd laat kom wat sy aangerig het nie, as net vir my, en ook vir môre is ek deur haar genooi saam met die koning. Maar dit alles baat my niks, solank as ek die Jood Mordegai in die poort van die koning sien sit. Toe sê sy vrou Ceres en al sy vriende vir hom, laat hulle 'n galg van 50 el hoog maak en sê môre vroeg aan die koning dat hulle Mordegai daaraan moet ophang. Gaan dan vrolik saam met die koning na die maaltyd. Die woord het Haman geval en hy het die galg laat maak. Dan Ester 7 vers 9 en 10. Daarop sê Harbona, een van die hofdienaars voor die koning, daar staan reeds die galg wat Haman laat maak het vir Mordegai wat ten voordele van die koning gespreek het, by die huis van Haman 50 el hoog. Toe sê die koning, hang hom daaraan op. En hulle het Haman opgehang aan die galg wat hy vir Mordegai opgerig het, en die woede van die koning het bedaar. Ons lees net so ver vanaand vanuit die woord van die Here. En ons buig die hoofde, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom dankie vir hierdie dag, ons kom dankie vir die tye, geleenthede, wat ons na u woord toe kan kom, en ook so vanuit u woord lees. Here, wil ek weer bid, soos vanoggend, en net vir u kom dankie sê vir hierdie verhaal van Ester, Here, waarin ons so baie leer, waarin ons die hand so duidelik sien, en waar ons ook ander lesse kry, Here, om u te volg, soos wat u behaag. En bid ons ook vanaand, Here, dat u woord vir ons iets sal beteken, dat u woord ons op die regte pad sal hou, en soos Psalm 119 vir ons leer, dat u woord 'n lamp vir ons voet en 'n lig vir ons pad sal wees, dat ons nie sal struikel nie. Dank ons u vir hierdie gedeelte, wat ons ook kan hanteer. Dankie Here, dat ons vir ons gemeente kan bid, en Here, daar's so baie wat u doen, wat ons vir u wil dankie sê. As ons maar net dink, Here, die besoekers wat hier inkom, hoeveel maal bid ons nie vir besoekers by bidure hier agter as kerkraad saam, hier van die kansel af, Here, en u is so getrou, dat u Sondag na Sondag vir ons besoekers stuur, mense om in te skakel en deel van die gemeente te word. Here, en ons kan die eer, nie vir onsself of vir 'n persoon neem nie, Here, maar die eer kom u toe, as die God van hemel en aarde, die God wat mense by 'n gemeente voeg, om 'n gemeente te laat groei. Dankie daarvoor, Here, en so bring ons ook elke behoefte na u toe, Here, ons gemeente se finansies, ons hou aanbid vir die groei van die gemeente, en ons bid ook vir die geestelike gesondheid, Here, dat ons u sal soek, met ons hele hart, hele siel, hele verstand, Here, en dat ons u sal volg, en dat ons waarlik u disipels sal wees. Ons bid ook, Here, dat ons dit sal uitleef na buitentoe, en dat u ook vir ons die vrymoedigheid sal gee om die evangelie te deel. Here, soos ons ook gereeld bid, maak ons 'n ligtoring hier vir die area. Bemoedig ons mense, Here, versterk hulle, ook in die tye waarin ons leef, waar daar baie druk van buite is, baie finansiële druk op mense is, bid ons, Here, dat u ons gemeente en sy mense sal ondersteun. Dankie, Here, dat ons dit van u kan afbid, dat ons u daarvoor kan vertrou. Ons bid ook vir die name op daardie gebedslys, Here. Ons bring weer vir klein Ruben voor die voete, dat u met hom sal wees. Ons dink aan elke ander naam op daardie lys, oom Hannes en tannie Lily, ook oom Johnny wat vandag verjaar, Here. Dankie dat ons hulle na u toe kan bring, en bid vir hulle vir gesondheid, bid vir hulle vir bystand, en bid vir hulle vir u genade, dat hulle dit sal ervaar. Dankie, Here, dat ons soveel dinge na u toe kan bring, omdat u die geneesheer is, omdat u steeds die hoorder van gebed is. Here, ons bid ook so vanaand, dat u vir ons sal beskerm, hier waar ons by mekaar is, dat niks wat nie van u af is nie, dat dit nie sal kan inkom nie, Here, maar dat u woord sal uitgaan, dat u woord nie verhinder mag word nie, en dat u woord 'n verskil in ons lewens kan maak. Ons bid dit alles in die naam van Jesus, ons koning, en ons doen dit met danksegging. Amen. Ons teks van oordenking dan kom nie vanuit Ester vanaand nie, maar dit kom wel vanuit Spreuke 16 vers 18, en as ek dit lees, dan sal u besef hoekom ons dit ook gebruik vanaand.
want ons het die lewe van Haman en gebeure van hom gelees. Nou Spreuke 16 vers 18 sê, trotsheid kom voor die verbreeking, hoogmoed kom voor die val. En daarom praat ons vanaand oor Haman se hoogmoed, vanuit die gedeelte wat ons saam gelees het, en vanuit daai vers, Spreuke 16 vers 18, Haman se hoogheid, en dan die feit, dat hoogmoed altyd tot 'n val kom. Vanoggend het ons gekyk na die hele verhaal van Ester, en ons het soveel goeie dinge raak gesien, ons het God se werk in die agtergrond gesien, en ons het baie gefokus op die helde van die verhaal. Ons het gefokus op Mordegai en Ester, en hoe die Here hulle tegemoet gekom het. Maar vanaand fokus ons op die antagonis van die verhaal. Nou, ek het nou dit geniet om die gedeelte so te sien in die lig, soos 'n skrywe of 'n drama met 'n protagonis en 'n antagonis. En ek het nou so vinnig vanoggend aangehaal wat 'n antagonis is, en ek noem dit net weer. Dit is 'n persoon wat konflik veroorsaak, wat teestand bied, en wat baie keer die skurk in die verhaal is. En dis nou juis op daardie persoon wat ons fokus vanaand val, en dit is Haman die Aggigiet. Nou alles rondom Haman, alles, van die feit waar hy vandaan kom, tot en sy val, wys op een ding, en dit is hoogmoed. As ons net kyk na sy herkoms, ons het vanoggend gesien, Haman is 'n afstammeling van koning Agag, wat Saul om die lewe moes bring, maar hy laat hom lewe. Hoekom? Hoekom het Saul hom laat lewe? En Samuel kom sê dit vir hom, dit was eiesinnigheid gewees. Hoogmoed wat lei tot eiesinnigheid. So hoogmoed het gemaak dat koning Agag lewe, en dat Saul die koningskap verloor. En nou, 'n afstammeling van koning Agag, en alles wat met hom te doen het, weerspieël hoogmoed. Van die eerste keer wat ons van hom lees, waar hy rondbeweeg, en mense buig voor hom. En toe Mordegai nie voor hom wil buig nie, om die woorde van hoofstuk 3 vers 5 te gebruik, toe word hy met woede vervul. En sy hoogmoed kom tot 'n hoogtepunt in Ester 5 vers 11 en 12, waar hy spog. Hy sê, en Haman vertel hulle van die heerlikheid, van sy rykdom, en van die veelheid van sy seuns, en van alles waarin die koning hom groot gemaak het, en hoe hy hom verhef het bo die vorste en die dienaars van die koning. Verder sê Haman, selfs het koningin Ester niemand saam met die koning na die maaltyd laat kom wat sy aangerig het nie, en dan daai woordjies en hakkies, as net vir my. En ook môre is ek deur haar genooi saam met die koning. So hy spog, hy vertel nou van al die dinge van homself, en uiteindelik in hoofstuk 7 kom hy tot 'n val. Wat sê Spreuke vir ons? Hoogmoed kom tot 'n val. En dit gebeur net so. Haman word gehang aan sy eie galg wat hy vir Mordegai gebou het. En dit wys net weer vir ons, die woord is reg. Die woord is waar, hoogmoed kom altyd tot 'n val. En watter gevaarlike sonde is dit nie? Dit word baie keer die oorspronklike sonde genoem. Want dit is die sonde wat gemaak het dat Lucifer vanuit die hemel gewerp is. Ons lees Jesaja 14 vers 12 tot 14. Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelyk stel met die Allerhoogste, en self vir die duiwel het hoogmoed tot 'n val gelei. Nou kom die woord van die Here, en hy waarsku baie teen hoogmoed, so baie gedeeltes, veral dat kinders van die Here nie hoogmoedig moet wees nie, maar eerder die teendeel. Kinders van die Here is veronderstel om nederig te wees.
En dit is die les wat ons in Haman se lewe leer. Hoogmoed kom tot 'n val, kinders van die Here moet eerder nederig wees. Nou iets wat vir my interessant was, en ek gaan nou weer terugverwys na die woord antagonis toe, want hierdie woord word ook in die medies gebruik. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit nou eers gelees terwyl ek voorberei het, maar hulle gebruik dit vir 'n spier, wat in die teenoorgestelde rigting trek as al die ander spiere. Dis 'n fout, en hulle noem dit 'n antagonis. So juist, dit trek in die verkeerde rigting. God vra nederigheid, maar hoogmoed trek heeltyd in die verkeerde rigting. So daarom is daar vanaand vir ons 'n waarskuwing, vanuit die woord van God om nie hoogmoedig te raak nie, maar om nederig te wees. Wat beteken dit in ons terme? Om nie hoogmoedig te wees nie, om nederig te wees, word vir ons duidelik uiteengesit in Filippense 2 vers 3 en 4. Nou daar staan, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander se. So wat doen hoogmoed? Hoogmoed doen dinge uit selfsug. Hoogmoed doen dinge om die eer te ontvang, die hele gedagte van, dit gaan oor my, om 'n verkeerde, verhewe siening van jouself te hê. Ek is beter as die mense rondom my. Maar nederigheid doen presies die teenoorgestelde. Nederigheid doen dinge dat God die eer kry, en nie diself nie. Nederigheid ag ander hoër as homself, en kyk ook na ander se belange. En dan as ons in Filippense 2 verder lees, dan kry ons die perfekte voorbeeld. Nou lees ons Filippense 2 vers 5 tot 8. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Watter gesindheid? Die gesindheid van nederigheid. Ons lees, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mense gelyk te word. In die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus is die perfekte voorbeeld van nederigheid. Hy wat God is, het 'n diensknegt geword. Self sy disippels se voete gewas. En daarom kan, en daarom is dit moontlik vir ons, en daarom moet ons as kinders van die Here nederig wees. Nou lees ek so 'n mooi illustrasie van 2 bome. Nou staan daar 'n volwasse boom, wat baie vrug dra, hang laag. En kyk maar na die bome wat ons hier in ons area vind, die kojavelbome en die goed. Hoe meer vol vrug hulle is, hoe laer hang hulle. Maar 'n boom wat geen vrugte het nie, staan hoog en staan styf. Hoe meer vrug ons dra in Christus, hoe meer nederig is ons veronderstel om te wees. En ons het die gedagte vas, kinders van die Here behoort nederig te wees, hoogmoed kom tot 'n val. Maar dan het die vraag, hoe weet ek is besig om hoogmoedig te word? En dis iets wat ons in die verhaal raak sien. Kom ons noem dit waarskuwingstekens van hoogmoed, wat ons sien in die lewe van Haman. En ons kyk daarna sodat ons die gevaartekens kan sien wanneer daar hoogmoed in ons harte opkom. Nou een van my dosente op kweekskool het altyd die gelykenis of die voorbeeld van 'n vuurhoutjie gebruik. Hy sê daai hoogmoed kom partykeer op, die vuurhoutjie word aangesteek. Maar dan moet daai vuurhoutjie dadelik geblus word, dadelik uitgesit word, want dit kan 'n groot brand veroorsaak. 'n Groot brand wat ander en myself seermaak, want hoogmoed kom tot 'n val. So wanneer daar hoogmoed in 'n mens se hart opkom, moet dit dadelik geblus word. Maar wat is die gevaartekens? En dit is wat ons vanaand in hierdie verhaal gaan sien. 3 gevaartekens dat daar miskien hoogmoed in my hart kan wees. Die eerste teken is hoogmoed soek erkenning. Ester 5 vers 11. En Haman vertel hulle van die heerlikheid van sy rykdom, van die veelheid van sy seuns, van alles waarin die koning hom groot gemaak het en hoe hy hom verhef het
bo die vorste en die dienaars van die koning. Van die eerste keer wat Haman aangestel is, soek hy erkenning. Daar waar hy beweeg, die mense moet voor hom buig. Almal moet die nodige erkenning gee dat hy nou hierdie groot man is, wat verhoog is, wat in hierdie ereposisie is. In hoofstuk 5 wat ons nou gelees het, vertel hy vir almal van sy heerlikheid, sy rykdom, hy spog eintlik. Hy soek erkenning. Hy spog oor die feit dat Ester hom na haar maaltyd toe genooi het saam met die koning. En elke keer as ons van Haman lees, dan sien ons, die man hou daarvan om van homself te praat. Hy hou daarvan om homself so 'n bietjie op te blaas, sodat hy die erkenning kry. En dit is 'n groot gevaarteken van hoogmoed. Hoogmoed soek erkenning. Hoogmoed soek erkenning. Dit sê, kyk na my. Kyk wat het ek gedoen. Respekteer my. Dit gaan oor een persoon, dit gaan oor jouself. Daar's baie voorbeelde hiervan in die woord van God. Dink weer aan Saul, wat oorwinning behaal het en hy rig sommer vir homself 'n gedenkteken op. Saul moet gesien word. Dit gaan oor hom. Maar wat van die teenoorgestelde? Wat van nederigheid? En hierin is die Here Jesus weer die perfekte voorbeeld. Die Here Jesus was waarlik God. En hy het wonders gedoen, ons weet dit, ons lees in die evangelies, maar hy het nooit die eer vir homself geneem. Nooit nie. Selfs hy wat God is, het die eer aan die Vader gegee. Ons lees Johannes 7 vers 18. Hy wat uit homself spreek, soek sy eie eer, maar hy wat die eer soek van die een wat hom gestuur het, hy is waaragtig en ons geen ongeregtigheid in hom nie. So die Here Jesus praat hier van homself en hy sê, hy gee die eer aan die een wat hom gestuur het. Haman soek die eer vir homself, Jesus gee al die eer vir God. Haman sê, kyk na my, Jesus sê, eer aan die Vader. Nog so 'n voorbeeld is Paulus. Nou dink ons aan Haman wat so gespog het by die mense en vertel het hoe wonderlik hy is. Paulus het sekerlik rede gehad om te spog, na alles wat hy verrig het, maar hoor wat skryf Paulus. Hy skryf in Galasiërs 6 vers 14, maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Die eerste gevaarteken van hoogmoed is, hoogmoed soek erkenning. Ons het die voorbeelde vanuit die skrif, Haman as die slegte voorbeeld met die gevaarteken, en Jesus en Paulus as die goeie voorbeelde van nederigheid. Nederigheid gee erkenning aan God. So ons kan dan hierdie gevaarteken gebruik in ons eie lewens as 'n toets, en vra, soek ons geduldig erkenning. Dit wat ons doen, die werke wat ons doen, dit wat ons bereik, voel ek het erkenning daarvoor nodig. Want as ek geduldig daai erkenning soek, dan weet ek daar is fout. Dan is daai vuurhoutjie wat in die brand gesteek word, en dan moet ons dit dadelik blus. Eerder aan die Here die eer gee, soos wat Paulus en die Here Jesus het. Want alles wat ons is, alles wat ons het, kom tog van die Here af. Ons vermoëns, en ons het met ons verootmoedigingsreeks oor rentmeesterskap, het ons hierdie jaar baie daaroor gepraat, maar ons vermoëns, ons talente, ons rykdom, ons besittings, alles wat ons het, kom van die Here af. Ons kan nie daarin roem nie. Dink aan daai vers in Deuteronomium, wat sê, mense wat roem op hulle rykdom, dink aan die Here, dis hy wat die gesondheid gegee het, om dit te kan doen. Alles kom van die Here af. En die eerste gevaarteken waarop ons moet let, is, soek ek erkenning vir wat ek doen, of gee ek die eer aan die Here? Die tweede, wat ons in die lewe van Haman sien, is, hoogmoed soek nie teenstand nie. Ester 5 vers 13, maar dit alles baat my niks, solank as die Jood Mordegai in die poort van die koning sien sit nie. Haman het letterlik alles gehad, wat iemand in daardie tyd kon wou hê. En ons sien dit, hier waar hy spog, hy het rykdom gehad, hy het eer gehad, hy het heerlikheid gehad, hy het 'n hoë posisie gehad, hy het guns by die koning gehad, hy het baie seuns gehad, nou wil ek so half tong in die kies sê, hy het die ondersteuning van sy vrou gehad,
En hy het alles gehad wat hy kon wou hê, maar dan dadelik die woorde. Maar dit alles baat my niks. Niks wat hy gehad het was goed genoeg, terwyl daar iemand was wat hom teëgestaan het. Dit het sy vreugde gesteel, en dis ook waar in die kern lê is, wat doen teenstand aan my? Hoe tree ek op? So daarin is die tweede gevaarteken, hoogmoed soek geensins teenstand nie. As ek teenstand kry, hoe tree ek op? Dit vat iemand se vrede en vreugde weg. Dit oorheers hulle gedagtes, dit oorheers hulle dade, selfs as een persoon teen hulle optree. Maar wat van nederigheid? Hoe tree nederigheid op as daar teestand is? Want daar kom. Daar is mense wat teen mense optree, daar is dinge wat gebeur, daar is soms teenstand. Hoe tree mense op in nederigheid? Hulle verdra en hulle vergewe. Efesiërs 4 vers 2. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl hulle mekaar in liefde verdra. So hier staan nederigheid, tree op saam met sagmoedigheid. En die woord sagmoedigheid is baie mooi, die Engelse verduideliking daarvoor is strength under control. Sagmoedigheid word baie keer gesien as 'n swakheid. Maar dit is nie om swak te wees nie, dit is juis om sterk te wees. Want sagmoedigheid is waar ek sterk genoeg is om my emosies te beheer terwyl iemand teen my optree. Om my emosies te beheer terwyl iemand my te nakom. En dit vat iemand sterk om sagmoedig te wees. Dan lees ons dit vat lankmoedigheid. Nou ek het al vir hierdie woord verduidelik. Die Griekse woord is makrophumia, lank kwaad. Dit vat lank om kwaad te word. Ek het lankmoedigheid. Ek word nie gou kwaad vir mense en raak vurig, en ons sien hier met Haman, sy woede het sommer ontvlam. En dan uiteindelik in hierdie vers lees ons, en mekaar verdra in liefde. En dan in die volgende vers, Efesiërs 4 vers 3, en ernstig strewe om die eenheid van die Gees te bewaar deur die band van vrede. So nederigheid soek om vrede te bewaar. Dis hoe nederigheid optree wanneer daar teenstand is. Maar wat is die gevaarteken? Hoe hanteer ons teenstand? As ons teenstand kry, steel dit ons vrede en ons vreugde. Kry ons dit reg om in nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid op te tree, of sukkel ons om die vrede te bewaar? Want as dit so is, kan daar miskien hoogmoed in ons harte wees. En weer eens, dis 'n vuurhoutjie wat geblus moet word. Dis 'n versoeking, daar kom dinge in ons harte op en dit moet geblus word. En daarom kan ons ook die Here vra om te help. Want al die woorde wat ons nou hanteer het, sagmoedigheid, lankmoedigheid, liefde, waar kry ons daai woorde? En ons het dit gesing, Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde. So daar het ons klaar die eerste een, blydskap, vrede, nou dink ons aan die band van vrede bewaar, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Die Heilige Gees werk aktief teen hoogmoed. En as ons agterkom, maar hier's iets fout, as ons agterkom, hier kom iets in my hart op, dan kan ons op die Here staat maak om ons te help om nederig te wees. So die tweede gevaarteken is, hoe hanteer ons teenstand? Tree ons op in die vrug van die Gees, of steel dit ons vrede en ons vreugde? Dan die laaste gevaarteken, is net die 3 wat ons hanteer, is hoogmoed soek verwoesting, vernietiging, verdelging. Ester 3 vers 6. Maar hy het dit vir hom te gering geag, om die hand aan Mordegai alleen te slaan, want hulle het om die volk van Mordegai te kenne gegee, daarom het Haman daarna gesoek, om al die Jode wat in die hele koninkryk van Ahasveros was, die volk van Mordegai te verdelg. Hy het gesoek om te verdelg. Kyk hoe tree hy in hoogmoed op. Mordegai wil nie buig of neerval voor Haman nie, en Haman se hoogmoed is so erg, hy is so opgeblaase,
Hy sê nee, Mordegai alleen kan nie doodgemaak word nie, dis nie genoeg nie. Die hele volk moet vernietig word. Ons lees in vers 13 van daai gedeelte, om al die Jode te verdelg, dood te maak, uit te roei, die seuns sowel as die grysaard, die kindertjies en die vroue op een dag. Kan julle glo, omdat een persoon nie wou buig nie, wil Haman almal vernietig. Hoogmoed soek vernietiging. Dan verder in die verhaal, hoofstuk 4, vers 13 en 14. Daarop sê Mordegai dat hulle Ester moes antwoord, verbeel jou nie dat jy alleen uit al die Jode in die huis van die koning sal vrykom nie, want as jy nou werklik swyg, sal daar van 'n ander kant af verligting en redding vir die Jode tot stand kom. En nou gaan 'n mens bietjie vorentoe in hierdie verhaal en Ester kry nou uiteindelik haar tyd wat sy met die koning praat en Haman is nou hier opgeblaas en hy spog teenoor al sy vriende en toe hy daar uitstap, toe sien hy mos vir Mordegai en hy sê, maar dit alles baat my niks as Mordegai hier is nie. En wat doen hy? Hy beplan dadelik om hom dood te maak. Hoogmoed soek vernietiging. Hy wil vir Haman net daar in 'n galg ophang die volgende dag. Nou weer die teenkant. Wat van nederigheid? As ons sê hoogmoed soek vernietiging, wat soek nederigheid? Kolossense 3 vers 12 en 13. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, en hier kry ons die woord, nederigheid, wees saam met dit, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het, soos julle vergeef het, so moet julle ook doen. Nederigheid, soek vergifnis en herstel. Dink weer aan die boodskap van die Here Jesus. Hy sê in Lukas 6 vers 27 tot 29, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vyande lief hê en goed doen aan die wat julle haat. Seën die wat vir julle vervloek, bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. En kyk waar eindig dit, vers 35. Maar julle moet julle vyande lief hê en goed doen en leen sonder om iets terug te verwag en julle loon sal groot wees. En julle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goedertierend oor die ondankbares en slegtes. Hy sê julle loon sal groot wees. Nederigheid word beloon deur die Here. Maar wat is dan vir ons die gevaarteken? As ons vernietiging soek vir die wat teen ons is, ons vyande. Die gedeelte wat ons nou gelees het, is 'n teenoorstaande gedeelte in Matteus, praat van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hoogmoed soek dit, hoogmoed soek 'n oog vir 'n oog. As iemand my skade aandoen, moet hulle skade kry. As iemand my seer maak, moet hulle seer kry. Maar wat sê die gedeelte, hoe moet kinders van die Here optree? Matteus 5 vers 38 en 39. Julle het gehoor dat daar gesê is oog vir 'n oog en tand vir 'n tand, maar ek sê vir julle dat 'n slegte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die regterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. Nederigheid soek vrede en herstel. So die gevaarteken. As ek oog vir 'n oog soek, as ek wraak soek, die Engelse woord revenge, as ek wraak soek, beteken dit daar's hoogmoed in my hart. Maar die mooi is, wanneer daar nederigheid is, beloon die Here. Ja, mense tree teen ons op en hulle kan goed aan ons doen, maar die Here beloon. In die bergpredikasie, die eerste gedeelte van die bergpredikasie is mos die saligsprekinge, en daar vind ons die volgende verse, 5 vers 9, Matteus 5 vers 9, salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Nou dink ons weer aan vanoggend, staan vir wat reg is. Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Verbly en verheug julle omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Salig is die vredemakers, salig is die sagmoediges,
Salig is die wat die vrede bewaar. Ons soek vrede eerder as vernietiging. En daarmee sluit ek af. Net 3 gevaartekens van Haman se hoogmoed. Hoogmoed soek erkenning, hoogmoed soek nie teestand nie, ons het gesien hoe tree hy op, het steel vrede en vreugde, en hoogmoed soek vernietiging. Nou ons weet wat die uiteinde van hoogmoed is. Die woord sê, hoogmoed kom tot 'n val. Ons sien dit in Haman se lewe, dit het die einde van sy lewe beteken. Vir kinders van die Here beteken hoogmoed sonde tussen ons en ons Here, en daar's 'n skeidsmuur. Hoogmoed is 'n gevaarlike sonde en ons moet op ons hoede wees dat ons nie daarvoor val. Ons moet uitkyk vir die gevaartekens. En wanneer ons gevaartekens sien, hierdie 3 waar ons gepraat het, moet daai vuurhoutjie dadelik geblus word. Dadelik geblus word. Hoe doen ons dit? Hoe verwyder ons hoogmoed vanuit ons harte? Wat doen ek as die gevaartekens van hoogmoed in my lewe is? Wel, eerstens ek gaan na die Here toe. Ek vra die Here, help my. Want alles in die Here se wese is teen hoogmoed. Die Heilige Gees het ons vroeër gesê, werk aktief teen hoogmoed. Ons het sy hulp nodig. Ons vra die Here, help my Here, vat die hoogmoed uit my hart uit. Help my om nederig te wees soos wat U nederig was. En dan 'n besluit te neem, dis die tweede wat ons kan doen, 'n besluit neem. Ek sal nie hoogmoedig wees nie. Kyk na al die verse wat ons gelees het oor nederigheid, die aanmoediging van Paulus vir die gemeente in Filippense en Kolossense. Besluit neem, ek sal eerder nederig wees as om hoogmoedig te wees met die hulp van die Here. Dan sluit ek af weer vanaand met 'n vers. 1 Petrus 5 vers 5 en 6. Net so moet julle jongeres aan die oueres onderdanig wees en wees almal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan mekaar, want God aan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Amen. Ons buig die hoofde en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons kom dankie weer vir 'n boodskap vanuit hierdie wonderlike boek wat U vir ons gegee het, Here. En ons kom bid dat U ook vanaand die lig van die woord in ons harte sal kom skyn. En as daar enigsins 'n klein bietjie hoogmoed in ons harte is, Here, dat U dit sal uitwys, dat ons dit met U hulp kan uitwis. En dat ons, Here, nederig kan wees, soos daai wonderlike voorbeeld wat ons het, waar die gedeelte vir ons sê, hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Here, help ons, as kinders van die Here, om nederig te wees. Help ons om nie die erkenning vir onsself te soek nie, maar die eer aan U te gee. Help ons, Here, om nie toe te laat dat teestand ons vrede en ons vreugde steel nie, Here, maar dat ons eerder sal verdra, vergewe, en dat ons oë op U gerig sal wees. Here, en help ons ook, dat ons nie wraak of vernietiging sal soek nie, Here, maar dat ons ook as vredemakers geken sal word. Ons bid dit vir onsself, Here, en ons bid dit vir ons gemeente. Ons dankie, ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons staan, dan sing ons van die Here Jesus Christus, ons verlosser, ons voorbeeld, en die liefde van God die Vader, aan wie al die eer toekom, en die Heilige Gees, ons hulp, ons bystand, mag hulle by U wees en by U bly. In Jesus naam, amen.